Here, dankie dat ons as die Bybel die woord het wat U vir ons gegee het. It's amazing om te weet 2000 jaar later dan lei U ons nog, soos wat ons nou net gesing het. So Vader, ek vra dat U woord en die Gees ons vanoggend net weer opnuut sal bewus maak van wie U is en wat ons het in U en hoe die lewe is en wat die lewe aan ons doen en aan U gedoen het. So Vader, dankie dat ons net die woord kan oopmaak en lees. Amen. Jakobus se die eerste hoofstuk daar by vers 13 sê, iemand wat in 'n versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens self word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saam sleep. En daarna as daai begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moenie julleself mislei nie, my liewe broers en susters. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo af. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar dit wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. Ek het verlede week begin, ek het vir julle vertel van Jakobus, en ons het gesê, Jakobus was die oudste seun van Maria en Josef, met ander woorde, dit was Jesus se halfbroer, en ons het gesê, Jakobus het op 'n stadium glad nie eers in Jesus geglo nie, want dit was sy broer, hulle het saam in Nasaret in die strate gespeel, en hulle het saam by sy pa se besigheid gewerk, en hout gekap, en houtkappe ingesit, en deure ingesit, en skielik is hierdie Jesus, sê hy vir sy broers, maar ek is eintlik die seun van God. So Jakobus het glad nie geglo nie, maar ons het gehoor laasweek, na die opstanding, het Jesus persoonlik aan Jakobus verskyn, en daar het 'n radikale omkeer in sy lewe gekom, en Jakobus het een van die leiers van die kerk geword, hy was die hoofpredikant van die groot gemeente in Jerusalem, daar was omtrent seker 12.000 mense op 'n stadium in die gemeente, wat ons van weet, dis dalk groter, en hy was die hoof daarvan, en later het Petrus en Johannes gereis, Johannes is later Efese toe, en Petrus het ander plekke gegaan, maar Jakobus het gebly in Jerusalem, en deur die vervolging het hy daar vasgebyt, tot op 'n stadium het hulle hom gevat en gesê, nou moet jy Jesus verloon, en hy het net gesê, ek weier, ek kan nie vir Jesus verloon nie, en toe het hulle hom by die hoogste deel van die tempel, wat omtrent 30 meter hoog is, afgestamp. En toe hy daaronder kom, en ek het vir julle laasweek gesê, hulle het hom ou kameelknie genoem, want sy knie het sulke eelte gehad, omdat hy dag en nag eintlik voor die Here gebid het. En sy knie het sulke, julle weet mos, my handjies is sag, maar julle wat hard werk, het was sulke hande vol. Wie het hande vol eelte? Niemand meer nie. Maar jy weer gewerk, en sy word jou hande vol eelte, en dis wie hy was. En hy val op hy grond neer, en hy is nie dood nie. En sê hulle maar, wat doen hy toe hy op die grond val? Hy begin te bid en sê, Here, vergewe asseblief hierdie mense, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en toe begin hulle hom met klippe doodgooi, en toe gaan hy nog steeds nie dood nie. En toe het hulle hom uiteindelik met knopkieries doodgeslaan. En dis hierdie Jakobus, wat hierdie boek geskryf het, en hy begin die boek, en ons laasweek gehoor, hy het gesê, almal van ons gaan een of ander tyd in ons lewe deur 'n beproewing, en toe het ek gesê, 'n beproewing is iets wat van buite af kom, jy's minding your own business, en skielik gebeur hierdie verskriklike ding met jou, en dan is jy in 'n beproewing, en dan moet jy deur hierdie beproewing werk. En hy sê, die Bybel sê, en dis wat Jakobus sê, maar jy moet bly wees as jy in 'n beproewing is, nie oor die beproewing nie, maar jy moet bly wees, want jy het vir God. En God sal jou deur hierdie beproewing dra, en hy sê, wat jy moet bid is nie, Here, vat die beproewing weg nie, maar Here, gee my wysheid, sodat ek kan deur hierdie ding kom en groei. Nou kom hy by die tweede ding, en dis die eerste ding wat ons almal het, ek het laasweek gesê, die enigste, Jesus het, al God se kinders, het beproewings. Het beproewings en swaarkry. Jesus is self in 'n beproewing. Maar nou kom ons by die tweede groot ding in ons lewe, en voor ek dit noem daar, wat ek sê, dis die oorsaak van
iets wat ons noem sonde. En julle hoor baie oor sonde. Maar hier kom die goed vandaan. En sonde is daarom wat ons hier staan. Ons sê, Here Jesus, het ons sonde vergewe. Nou, versoekings is die ding wat eintlik waaroor hy praat. Hy sê, elke liewe mens, ek het nou net gesê, word nie net beproef nie, maar elke liewe mens in hierdie wêreld word versoek. Dis dieselfde woord wat hy gebruik, as wat ons laasweek, sperasmos is die woord in Grieks. Hy sê, to try to learn the nature of the character of someone by submitting such to thorough and extensive testing. Dis dieselfde woord vir beproewings, maar dis hoe hy in die sin gebruik word, wanneer jy dit vertaal dan as 'n versoeking. Want 'n versoeking is iets wat van binne afkom. Nou wil ek julle vra, en dit is nou 'n gevaarlike vraag, maar ek wil julle vra, hoekom dink julle was Jesus versoek? Ons lees in die Bybel dat hy net nadat die Heilige Gees ontvang het, het die Heilige Gees hom in die woestyn ingelei en toe is hy versoek. Ons lees in Hebreërs dat hy sê hy is in alle opsigte versoek. So jy die versoekings wat jy kan aandink, is hy ook versoek. Hoekom dink jy is hy versoek? Hallo. My radio is 'n bietjie draai, laat iemand hoor. Wat sê jy, Susanna? OK. Hy het ons geleer, wat sê julle? Kom. Rudy? Is dit 'n volle mens? Sodat sy karakter getoets kan word? Sodat ek kan voel hoe voel ons om versoek te word. Al daai goed is reg. Maar weet jy wat was die duiwel se plan met hom? Een ding. Sy plan met hom was dat hy moet sonde doen. Want sonde is oorgee van mag. Want sonde beteken net dood eenvoudig dit, jy het jou doel gemis. Ek het al vir julle verduidelik, dat as jy darts speel, wil jy mos nou dit wat jy wil gooi, raak gooi. En baie van julle wil net die bord raak gooi, maar dis nie waaroor darts gaan nie. Maar jy het jou doel, en as jy die boel wil raak gooi, dan is dit die doel waar jy op mik. En as jy dit gemis het, het jy gesondig. Dis eintlik waaroor dit gaan. So die duiwel kom en hy het alles in sy vermoë doen om te sê, as ek net vir Jesus kan kry, dat hy sonde doen, dat hy sy doel mis. En Jesus het natuurlik daar dwars deur gegaan. So die versoeking wat ek en jy kry, is 'n toets wat van binne af kom. En nou is die volgende vraag, en ek weet nie hoekom Jakobus dit daar ingesit het nie, maar miskien was dit 'n vraag wat hy gekry het, wat hy geantwoord het is, maar wie versoek mense? Nou kan julle weer vir my sê, wie dink julle? Die duiwel, sê iemand. Hy kry, ja, maar dis reg. Hy kry vir alles die skuld. En wie nog? Ja, die wêreld natuurlik ook, sê mense sê, probeer my versoek en mense het al hierdie dinge wat sê, maar wie versoek? Kom ons lees. Hy sê, iemand wat 'n versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. Die rede hoekom ek dink hy hierdie ding ingeskryf het, is dood eenvoudig, omdat ons as mense, luister nou mooi, die blame baie maklik wil afskei van ons sonde. Ons maak iemand anders skuldig. Kyk maar die klein kindertjies as hulle speel. As hulle iets verkeerd doen en stout is, dan sê hulle, maar boetie dit gedoen, of iemand het my help, dis nie my skuld dat ek het gedoen nie, iemand anders het die skuld aan my sonde en my verkeerd doen. Ons skuif altyd die blame, en weet jy wat gebeur? Onbewustelik skuif ons die blame baie keer ook na God toe. Want as jy sou sê, en ek weet nie of jy dit al gesê het nie, maar ek is nou maar so, jy moet my maar net aanvaar soos wat ek is, want dis soos ek gemaak is. En dis soos ek laat staan is. Wie is die skuldige dan? Want wie het jou gemaak? Mense kan sê, maar jy weet, as ek net in hierdie huis groot gemaak het, God moes maar net my anders in 'n ander huis gesit, dan sal ek nie so sleg gewees het, of wat ook al. As jy oomblik wat jy sê, is nie ek nie, ek is maar so, dan gee jy net maar vir God die skuld, want hy het jou gemaak. Psalm 139 sê, ek het jou wonderlik gemaak. Hy sê, elke been in jou het ek gevorm. Ek het die wonderlikste gedagtes vir jou gehad. Vers 17 sê, ek droom oor jou. So God
het jou volmaak gemaak, maar eintlik wys ons baie maklik die vinger na hom. En dit het natuurlik begin by Adam en Eva. Kom ons lees gou hier wat gebeur. Die Here God vra toe vir hulle, hoe het julle te wete gekom dat julle kaal is? Het julle tog nie van die boom geëet waarvan ek julle verbied het om te eet nie? En die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het, om my buite staan, sy het van die boom se vrugte geëet en ek het ook geëet. En toe vra God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei en ek het geëet. Plaas dat Adam na die Here toe kom en sê, Here, vergewe my asseblief. Verwys hy dadelik na God. Hy sê, dis nie ek nie. Hy is nie eers Eva nie. Hy sê, dis die vrou wat u vir my gemaak het. Asof hy sê, luister, ek het lekker my lewe geleef. Ek was lekker single. Toe maak hy my in die slaap. En toe ek wakker word, toe is ek getroud. Met hierdie vrou wat u vir my gegee het. En ek dink Adam was die laaste man wat vir God beskuldig het oor hierdie vrou wat u vir my gegee het nie. Maar sy sê dadelik. En wat sê die vrou? Sy sê nie, Here, asseblief vergewe my nie. Nee, Here, as u nie 'n slang gemaak het wat kon praat nie, wat na my toe geseil het nie, dan sou ek nooit van die boom geëet het nie. So skuif altyd die blame af. En wat Jakobus vir ons wil kom sê, jy kan blame skuif soos jy wil, maar jy sal nooit in jou lewe kan sê, maar dis God wat my verlei het nie. Want hy sê, God kan nie verlei nie. Daar's geen stuk boosheid by God nie. En dit moet ons hoor. So wie versoek ons? Is dit die duiwel? Is dit die wêreld? Is dit mense? Want die duiwel is in die advertensie besigheid. Ek het al baie vir julle gesê. Al wat hy doen, hy adverteer sonde. Wys hoe lekker kan dit wees. Die wêreld huisves sondes. Dis die plek waar sonde beweeg. En die mense, hulle is die agente van die sonde. Hulle probeer ons verlei. Maar wat hy hier sê, is Jakobus 1 vers 14 sê, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en saamsleep. Daai woordjie begeertes is die woordjie epithumia, is 'n moeilike woord om uit te spreek. Desires, craving, longing, a desire for what is forbidden, lust, to strongly desire to engage in activity which is morally wrong. Ek het al baie vir julle gesê, julle hoef nie julle kinders te leer om stout te wees nie. Jy kan nie Vrydae-aande nodig as ek moet sit hier so, julle is te soet. Ek mag jy sê, julle kinders is redelik soet, ek moet wel 'n bietjie stout leer, maar nee. Jy leer nie jou kind van stout nie, jy leer jouself nie van stout nie. Dat het gekom en ek het vir julle, toe ons in die reeks deur Romeine gegaan het ek gesê, dat die oomblik toe Adam en Eva gesondig het die wet van die sonde en die dood in werking getree. En dis presies dieselfde as gravitasie. Dis die wet van die natuur. So elke kind wat in hierdie wêreld gebore het, julle kan dit maar gaan traai. Gaan hou die kind in die lug en los hom. Wat gaan gebeur? Die gravitasie gaan hom trek. En dieselfde met die wet van die sonde en die dood. As jy daai kind daar los en hy word groot, dan trek die sonde en die dood om in die ewige hel in. Dis wat gebeur het. En niemand van ons kan dit vryspring nie. Dis wat dit is. Dat sonde is 'n trekkrag weg van God af. Daarom sê hy, ons grootste vyand is nie die duiwel en die wêreld en die mense nie, maar dis wat hier binne in my broei en wat ek los en wat ek aanvaar. En daarom sê ek gaan dit weer lees, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Dis 3 woorde: verlei, aanlok en saamsleep. As jy dit ergens net sal kan onthou, dis die ding hier binne in my wat my wat my lei. Jacques, jy's nou 'n jagter, maar die jagters van die ou dae het nie met gewere geskiet nie, met pile het hulle probeer, maar hulle het ook lokvalle gestel. Julle weet mos, het julle al gesien, partykeer vang hulle in so groot trap. Hulle stel dit, dan sit hulle kos daar binne in, en dan vang hulle die dier, as hy nou na die kos toe kom. En dis wat hierdie woord beteken. Dis die woord wat die jagters gebruik het. So wat Jakobus eintlik sê, is dat daar's die goed wat begeertes binne in jou is soos 'n lokval. Nou wil ek vir julle vra, as die lokval daar in jou huis lê, is daar enigstens fout met hom, of is dit jy kan nie sê, maar dis die lokval se skuld nie.
of die kos wat jy vir die dier uitsit. Jy kan nie sê maar dis die dier, dis die kos se skuld dat die dier in die lokval beland het nie. Die rede hoekom die dier in die lokval beland het, is die innerlike begeerte na kos. En nou ruik hy die kos en hy gee nie om of dit in 'n lokval is nie. Hy gaan soontoe en dan word hy gevang. Dis die ding wat sonde doen en versoekings doen. Die tweede ding wat hy sê is, hy sleep jou saam. Die Engels sê entice. En dis weer 'n term wat vissermanne, dis die terme wat die vissermanne gebruik het in Jakobus se tyd. Nou kyk, ek weet nie baie van visvang nie. Ek wil net vir julle, wie van julle is vissermanne? Hou van visvang? Niemand nie. Sê ek op wat ek sien. Ek wil net vir julle sê, by Coles is visse in 'n winkel, dit is beskikbaar. Hy's klaar afgehaal, hy's klaar gevang, hy's reg, jy kan hom net eet. Jy het nie nodig om die moeite te doen om daai ding in te gooi en te hoop hierdie ding byt nie, maar hierdie ding is presies wat vissermanne doen. Hy sê, wat maak 'n visserman? Jy sit verskillende aas vir verskillende diere, vir verskillende visse in. So jy vat daai aas en jy sit hom om daai hoek en dan gooi jy hom in. En die vis swem lekker, minding his own business, dink en waar gaan ek kos kry en wap. Kan hy sy eie oë glo nie, hier is die kos wat hy nou net begeer het, hier reg voor hom. En al wat hy sê is, wow, I'm lucky. En dan byt hy dit. En dan binne is 'n hoek. Is daar fout met die hoek? Is dit die hoek wat hom vang? Nee, want die hoek kan daar lê, hy moet aas aan hê. Maar is die vis se begeerte. Jy sê, maar ek het my gunsteling kos nou net, dus hoekom het jy die aas aangesit, want jy wil daai vis vang. En hier is my gunsteling kos. Dis so sonde werk. Presies op dieselfde manier. Hy kom in ons lewe en hier binne in ons lewe, laat ons begeertes toe. Laat ons dinge wat nie van God af is toe. En dan as die aas kom, dan byt ons dit. En dan hoek hy ons. En dan is ons vas. 'n Mens, elke mens het die begeerte om iets te drink. Het hang af net wat jy drink. En hoeveel jy van dit drink. Hierdie is nog veilig. Maar dis so. So waar kom die begeerte? Dis dit, wat kan ek doen? Elke van ons moet 'n kar hê of 'n huis hê. Daar's niks verkeerd om iets te besit nie. Maar wanneer die goed ons begin besit en ons mense kwaad word omdat ons goed verloor, dis dan. God is die skepper van die seksuele. En hy word vereer daardeur in die huwelik. Maar as dit buite die huwelik plaasvind, of as dit met pornografie te doen is, of as jy een of ander seksuele ding besig is saam met vriende, sulke goed wat aan die gang is, dan lok dit jou aan. En dan vermorsel dit jou. Want hoor wat staan hier, en dis wat ek wil hê vandag hoor, dat sonde is baie keer 'n proses. Kyk, baie keer pleeg jy sonde, maar jy weet onmiddellik en jy sê, dankie, Here, asseblief vergewe my, ek het nou 'n vieslike woord gesê, ek moes dit nooit gesê. Dis nie waarvan ons vandag praat nie. Dis deel daarvan, maar die groot ding is, sonde is eintlik 'n proses. Hoor wat sê hy? Hy sê, as jy versoeking gekom het, en dan gebruik jy die woorde, daarna, met ander woorde, dis 'n proses, as die begeertes wat hier binne in jou is, bevrug geraak het, bring dit sonde voort. Dis die eerste ding. En dis die volgende proses, as die sonde ryp word, loop dit uit op die dood. So die eerste fase, nadat daar hierdie versoeking, dat jy hierdie ding in jou lewe toegelaat het, en jy het gesê, ek is maar so gemaak en dit staan, ek moet nou maar so maar hierdie ding saam leef, ek sal maar altyd so wees. Dan sê hy, die eerste ding wat daarna gebeur, dit word bevrug. Vir 'n babietjie om gebore te word, het jy 2 persone nodig. Vir sonde om gebore te word, het jy ook 2 persone nodig. Die 2 persone is dood eenvoudig. Jou emosies en jou verstand. Dis die 2 persone. Dink gou mooi daaroor. Daar's 'n emosie in jou. Iemand sê iets leliks vir jou. En nou is daar 'n emosie daar binne in jou wat moet uitkom. En nou het jy 'n keuse. Nou begin jou verstand vir jou sê, maar hoorie, hou nou net jou mond. Ons gaan nou 2-3 weke daaroor praat. Maak net jou mond toe, want nou is jou emosie is nou so, nou begin jy met jou in verstand te redeneer om te sê, maar ek kan nie toelaat dat hierdie ou met my so praat nie, en boem. Dan sê oortuig jou emosies jou verstand. En dan word daar iets gebore.
En dan sê jy iets. En dan gebeur dit. Hier binne in ons is daar baie keer goed wat moet bevredig word, op enige manier. En dan begin ons met ons verstand redeneer. En dan op 'n stadium, dan sê ons, ag nee man, almal doen dit in elk geval. Niemand sal dit in elk geval sien nie, of niemand weet daarvan nie. En dan het jou emosies, jou verstand oortuig, en dan gaan dit oor na sonde. En dan sê hy, die volgende ding wat dan gebeur, sonde word gebore. En die woord wat hy daar gebruik, in die Grieks, ek gaan dit nie vir julle opsit daar nie, is om swanger te word. Dis presies die woord. Die Engels praat van conceive. So as jy hierdie begeerte toelaat in jou lewe, en jy maak nie klaar met dit nie, dan conceive dit, dan bring dit, dan word daar sonde gebore. Want die diep binne in jou word sonde gebore, as jy 'n ontevredenheid het. As jy nie met jou kwaad klaarmaak nie. As jy hierdie ding toelaat om binne in jou te groei, hierdie grief, of jy het 'n ontevredenheid met jou huweliksmaat, of in jou gesin, of wat ook al, dan begin hierdie ding binne in jou groei, en dan sê die Bybel, dan word daar sonde gebore. En daai sonde wat gebore is, in jou en my lewe, is 'n moordenaar. Want sonde is 'n moordenaar. Want sonde maak dood. Sonde het Jesus doodgemaak. God het gesê, ek kan nie die sonde los nie, ek sal my seun doodmaak vir die sonde. Sonde maak jou dood, dit maak jou verhoudings dood, dit maak jou uiteindelik ewig dood. So wanneer jy sonde toelaat, wanneer hierdie babietjie laat gebore word, dan word daar 'n moordenaar gebore. En dis waarmee ons sit. En dis wat sonde is, dis 'n moordenaar. Dit maak mense dood. Dis moet ons weet. En dan sê hy, as ons daai sonde los, en hy is nou gebore, dan word hy groot. Hy sê sonde word groot. Hy sê dit daar in die Bybel. Jy sien, wanneer sonde groot raak, is wanneer jy gemaklik raak met jou sonde. Die eerste keer toe jy moes dit doen, dan voel jy maar, hoorie, is 'n stemmetjie wat my sê, ek moet dit nie doen nie. En dan later aan, dan word hierdie sonde groot, en raak jy so deel van jou lewe. Dan pla dit jou nie meer nie. Dan is dit om te veel te drink en dronk te word, is maar deel van jou lewe. Om te vloek is nou maar so, dit is nou maar net so, om mense te verkleineer, is nou maar net so, die sonde het groot geword. Om te begeer is reg. En ek het 'n paar keer al vir julle gesê, sex, money and power, is dan vir ons aan die alorde van die dag, want ek kan, want die sonde het groot geword. Sonde het Jesus se lewe gekos, jy moet dit hoor. Sonde is 'n moordenaar. Dan sê hy, as die sonde groot geword het, gee dit geboorte aan die dood. Dan moet jy mooi hoor. Aan die woorde, versoeking kom na jou toe, hier binne in jou is dan hierdie begeerte, om die besluit te neem, om toe te gee aan hierdie begeerte, dan word 'n moordenaar gebore. Nou sê die Bybel, as daai moordenaar opgegroei het, dan gee daai moordenaar wat sonde is, ook geboorte. En die geboorte aan wie hy gee, is die dood. En daai is 'n dood vir God, is 'n dood vir mense, soos ek nou gesê het, is 'n ewige dood. Ek het so 'n paar jaar terug hierdie ding vir julle gewys. Ek wil hom weer net met julle deurgaan. Ek wil is baie van julle het as ek vergeet daarvan. Dit werk so. Dis hoe hierdie hele vers opgesom word, hierdie 2 verse. Daar's begeertes oral in die wêreld, daar's goeders in die wêreld, maar in ons hart meet ons hart dan, of ontmoet ons hart dit, en daai begeerte gaan dan na ons verstand toe, en dan ons verstand sê vir ons, nee, jy moet dit nie doen nie, jy gaan in groot moeilikheid kom, as jy hierdie geld steel, gaan jy in die tronk beland, en jou emosie sê, maar niemand gaan my vang nie, of as jy met hierdie girl begin flirt, gaan dit uitgaan, of man flirt, gaan dit uitloop op 'n buiteegtelike verhouding, maar jy moenie daar gaan nie. En dan gebeur dit dat hy dan 'n keuse. Jy kan hierdie versoeking verwerp, en dan is jy weer terug by God. Jy kan by die Here sê, wow, ek was so amper in hierdie groot versoeking, ek het hierdie groot ding voor my gehad, maar Here, binne in my, het jy my gehelp, ek is terug by U. En dan, of, die ander keuse wat jy het, jy kan dan toegee. As jy dan toegegee het,
dan sondig jy. Dan word die moordenaar gebore. Maar nou as ons 'n kind van God is, het ons weer twee keuses. Ons kan sê nee, ons bely dit. Sê Here, ek is so jammer. Ek is 'n kind van U. Ek kan nie dink dat ek hierdie ding gedoen het nie. Wil U nie asseblief my vergewe nie? 1 Johannes 1 vers 9 dan sê, as jy jou sondes bely, ek is getrou en regverdig om jou sondes te vergewe en jou van alle ongeregtigheid te reinig. En as God jou gereinig het, dan is jy skoon, dan is jy weer totaal rein voor God. In terme as jy's 'n maagd voor God, jy's rein voor God as jy bely. Elkeen van ons kom by 'n punt waar ons iets verkeerd doen. Maar hy sê as jy dit bely en jy stry teen hierdie sonde, is jy terug by God. Of as jy aangaan daarmee, dan word die sonde groot en is jy dood. Ek wil eintlik hê julle moet dit afneem of ek sal vir julle dit stuur. As jy hierdie sal onthou, dan verstaan jy die proses van lewe en dood waar Adam en Eva presies onderworpe was. Die Here sê vir hulle, daar's twee keuses altyd. Eet van die boom van die lewe en julle sal vir ewig lewe. Eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, die boom van die dood en julle is vir ewig dood. En dis elke dag ons keuses. Maar nou is God so amazing. Kyk hierso, wat sê in vers 16 en 17. Hy sê, maar julle moenie julle laat mislei nie, my liewe broers. Met ander woorde, ek het nou mooi vir julle verduidelik, wat gebeur met sonde, hoe word sonde gebore, en hoe word dit jou eie begeertes wat jou belei, jy moet hierdie begeertes vir God gee, maar moenie laat dit jou mislei nie. En dan sê hy, want elke goeie gawe, elke volmaakte geskenk kom van bo af. Dit kom van die Vader af. Dan sê hy, wat die hemelligte geskep het, maar wat nie soos hulle verander of verduister word. So elke liewe dingetjie kom van God af. God gee vir ons 'n perfekte geskenk. Teenoor die sonde kom God en sê, ek kom gee vir jou Jesus. Ek kom gee my seun vir jou. Ek het die prys vir jou sondes betaal. Dis die beste geskenk wat enige ou kan kry. Hy sê, ek gee dit vir jou. Daar's niks meer nodig nie. Bring jou begeertes na hom toe. Daai goed wat in jou lewe al soveel jare sit, wat vas gegroei het, so deel, soos 'n kanker, deel van jou geword het. Jy wat daardeur is, sal weet hoe maak kanker. Hy groei in jou en jy weet dit nie eers nie. En eendag sta jy by die dokter en hy sê, hoor jy, my is kanker in jou. En dis wat God volgende doen. Waar is die kanker in ons? Waar is die goed wat vassteek? Terwyl God kom sê, ek wil gee vir julle die beste van alles. Ek wil gee julle die grootste geskenk van alles. En dan sê vers 18, amazing woord. Omdat God so besluit het ons deur sy woord, wat Jesus insluit, wat waar is, as sy kinders verwek. Hier's weer 'n geboorte. Hy sê, ek het julle conceive, deur Jesus Christus te glo, het ek binne in jou swanger gemaak. Want binne in jou gee ek vir jou hierdie nuwe kind, wat moet groot word en gebore word. Hy sê, so het dit gekom, dat ons, hoor die woord, ons die keur van sy skepping is. Van die vertaling sê, ons is completed in hom. Die Here kom en hy sê, jy word gebore nou as God se kinders. En as God se kinders, staan teenoor die sonde, want sonde, as dit ryp geword het, word die dood gebore. Lewe, as ons in Christus glo, en ons veg teen sonde, en ons veg teen ons begeertes, dan word daar lewe gebore. Almal van ons het begeertes. En dan kom God, dan kom die sonde en hy vat ons weg, of ons glo in God en hy vat ons weg. En dis wat God vir ons kom sê. So prakties, wat moet ons doen? Ek dink die eerste ding wat ons moet doen, voor ons nog sondes bely, moet ons by 'n punt kom om te aanvaar die goed wat in my lewe nie reg is nie reg nie. Ek kan net nie goed praat nie. Ek kan nie 'n verskoning daaraan koppel nie. Ek is nou maar so gemaak nie, of almal maak my kwaad by die werk nie. Daar's geen verskoning aan nie. Jy gaan nêrens kom om die sonde, die begeerte in jou te oorwin as jy daaroor stry nie. Die Bybel is duidelik. Kom na God toe en sê, Here,
binne in my is goed wat nie daar hoort nie. Ek is die kind. Ek het gehoor, as ek in die glo word ek gebore. Ek wil dit kom bely. Ek wil kom aanvaar, dis ek. Dis nie die duiwel nie, dis nie die wêreld nie, dis nie die mense nie. Dis ek. En dan kom jy, en jy sê, Here, ek aanvaar dat my emosies wil met my kop werk. Dan kom sit hier tussenin. Help my asseblief. En dit kan jy doen, lees die woord. Praat met mense, kyk na goeie programme, lees die Bybel. En bid. So wat hoor ek vanoggend? Dis nie God wat ons versoek nie. Dis nie die duiwel nie. Dis nie die wêreld nie. Dis ek. Tweede ding wat ek hoor, is God kom en hy sê, maar ek kom teenoor die duiwel, teenoor die sonde, kom gee ek vir jou Jesus. Die beste. Jy is die keur, die Afrikaans sê, jy is die keur, die top, die beste van sy skepping. Hy kom gee dit vir ons. En nou hoor ek, daar's 'n proses. En ons moet kennis neem van hierdie proses. Dat wanneer daar versoekings kom na ons toe, want onthou die duiwel is in die advertensiebedryf, die mense huisves, die mense is die agente van die sonde, ons moet dit weet. Ons moet nie sê dat die duiwel speel nie 'n rol hier in nie. Maar jy onthou, toe Hansie Cronje daai tyd in die moeilikheid was, het hy gesê, maar dis die duiwel wat hom verlei het. Ek het al vir julle gesê, dat ek eendag met kinders gepraat het, wat so stout was, toe sê sy oom, maar sê ek, dis die duiwel wat gesê het, ons moet die verkeerde goeders doen. Nee, die duiwel het net geadverteer. Jy het dit gedoen. So jy kom daaraan, jy moet weet, sonde is 'n moordenaar. En as daai sonde in jou lewe groot geword het, dat dit soos 'n kanker binne in jou begin groei het, dan gee daai sonde geboorte aan die dood. En miskien sit jy vanoggend hier, en jy voel maar, my geestelike lewe is dood. Het voel net vir my asof ek nie rarig met God verbind nie. Dalk is dit. Dalk is dit tyd dat jy sal kom en sê, Here, ek wil my sondes bely. En ek gaan vir ons 'n gedeelte lees, is nie daar op die skerm nie. Dis gebed wat Salomo gebid het, en God het hom geantwoord. Hy sê, as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, vanoggend het ek gekom, en ek het in die heel begin vir julle geseën. Ek het God se naam oor julle uitgeroep. Hy sê, as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, berou toon en bid, en vra na my wil, en terugdraai van hulle bose weë af. Sê God, sal ek luister uit die hemel, hulle sonde vergewe, en hulle land herstel. Ek weet nie hoe gaan dit met jou land nie. Ons het nou nie, ek praat nie van hier van country nie. Jy het 'n lewensland waar jy bly. Miskien is dit nodig. Wil ek julle vra, vir die volgende 2 weke gaan bid julle hierdie gebed. Oor 2 weke gaan ons opstaan en ons gaan weer ons geloof net bely. Sê, Here, dis wat ons glo. As jy nie reg is daarvoor, moet nie kom nie. Maar gaan hierdie 2 weke en gaan sit voor God. Sê, Here, ek wil my sondes kom bely, een vir een. Dis my skuld. Ek wil skoon wees. En hoor, dis 'n amazing ding, as jy by die Here gekom het en jy sê, as ek my sondes bely, hy maak my skoon. Hy vergeet dit en vergewe, maar jy is vry dan. Kom ons bid. Here, U het vir ons 'n amazing ding kom doen. U sê elke goeie gawe, elke goeie geskenk kom van U af. En die grootste geskenk is Jesus, wat met sy lewe betaal het vir my en vir my broers en susters. U het daar gehang aan die kruis en het gesê, net voor U die laaste asem uitgeblaas het, dit is volbring. Dit wat ek kom doen het vir hierdie mense is nou gedoen. En dan stuur U die Heilige Gees en sê,
As jy my kind word, dan gee ek jou die Heilige Gees. En is hy wat in jou hart nou werk, om te oortuig van sondes wat uit jou lewe uit moet gaan. En Vader, ek wil kom bely en ek namens ons gemeente kom bely. Ons het sonde toegelaat om te groei. En geboorte gegee aan die moordenaar, wat ons geestelik doodmaak. Maar Vader, ek kom ons vra dat die lewe wat jy vir ons gepraat het van, wat jy sê, ek gee vir julle 'n nuwe geboorte, dat ons dit sal aangryp. En as ons van vandag af gaan sit, en jy vir ons sal wys, wat is die goed, wat ons moet aflê, en waarvan ons skoon moet kom. Dankie dat u ons herinner daaraan, dat ons as u kinders, vrylik by u kan leef. U sê ons kan na u troon toe kom. Ons kan by u kom sit, maar Here, ek weet, as ek vuil is van sonde, dan aanbid ek u op 'n ver af manier. Ja, natuurlik aanbid ek u nog, maar ek is ver van u af. Maar jy sê, kom na my toe. Jy sê, ons gaan dit later lees in Jakobus, nader tot God en hy sal tot jou nader. Staan die duiwel te en hy sal van jou af wegvlug. It's amazing. En dan sê hy, onderwerp u aan God, en dis wat ons wil doen. We want to submit ourselves. Ons wil nie net commit nie, ons wil submit. Help ons daarmee. In Jesus se naam.